Die laaste paar weke was spanning in Suid-Afrika hoog rondom xenofobie. 'n Klomp mense het opinies gelewer en sommiges het self standpunt ingeneem, ander het betoog en regtig ernstig betrokke geraak met hoe hulle voel rondom mense wat van ander lande afkom en binne in ons land kom woon. Hierdie laaste week was veral redelik erg geweest, waar die mense toe nou finaal uit die land uitgejaag is. En ek het met dit alles gewonder, wat sê God? En wat behoort ons as Christene te doen? Wat behoort ons werklik te doen? Ek het natuurlik my eie opinie gehad en dalk 'n eie standpunt ingeneem, maar die Here het my hart kom verander deur dit wat hy vir my kom wys het in die Bybel. En ek wil dit vandag graag met jou deel. Ek wil met jou 'n stukkie kom deel uit Levitikus 19 uit. Nou Levitikus 19 is 'n baie harde hoofstuk en is 'n baie moeilike hoofstuk in die Bybel om te lees. Maar die Here kom gee vir ons 'n baie groot stuk waarheid hierin. En die opskrif van Levitikus 19 is: Ek is die Here. Die Here kom gee vir ons wat hy glo ons moet weet en wat ons moet doen, en hy sê, ek is die Here. Hoor wat sê Levitikus 19 vers 33. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was ook self vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. Jy moet vir 'n oomblik hieroor dink. Mag dit by jou insink. Wanneer die Here sê, ek is die Here, jou God. Jy was self ook 'n vreemdeling. Nou ek en jy was nie in Egipte gewees nie. Ons is nie die Israeliete nie. Maar meeste van ons kom van elders af. Eens ver terug in ons geskiedenis was ons ook vreemdelinge gewees hier in Suid-Afrika. En die vreemdeling is daardie een wat van 'n ander plek afkom, wat anderste is as ons. Vreemdeling en xenofobie is dieselfde ding. Wanneer ons en hulle begin skep ons xenofobie. En ek voel regtig dat die Here vir ons kom sê as gelowiges, dat ons hierdie mense wat onder ons kom woon het, die vreemdelinge, dat ons hulle met liefde moet hanteer. Dat ons hulle met liefde moet behandel. Dat ons hulle nie moet verdruk en onderdruk nie. Maar dat liefde die ding is wat ek en jy moet toepas in hierdie situasie. As die Ou Testament miskien te oud is vir jou en jy wil hoor wat sê die Nuwe Testament, dan is daar 'n baie sterker gedeelte in Matteus 25, wanneer Jesus oor die laaste oordeel kom praat, en dan sê hy, daardie dag wanneer hy kom, gaan hulle die skape en die bokke van mekaar skei. Hy gaan die mense skei soos wat die skape en bokke van mekaar skei. En dan sê Jesus 'n klomp uitdagende dinge. Een van die goed wat hy sê is, wanneer julle die vreemdeling onder julle versorg het, is dit asof julle dit aan my gedoen het. En hy sê daardie mense wat die vreemdeling versorg het, dis hulle wat in die koninkryk van die hemel ingaan. Jesus gaan nog verder en dan sê, waar julle die vreemdeling onder julle nie versorg het nie, is dit asof julle dit aan my nie gedoen het nie. Jesus praat daar van die geringstes, die mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie, die minstes. Die vreemdeling in hierdie konteks is daardie mense vir wie ons hierdie week verby is, weggejaag het. Nou praat hy vandag oor reg en regverdig nie, maar oor bloot wat die Here vir ons kom sê. Wees lief vir mekaar en behandel die vreemdelinge onder julle met liefde. Dit is letterlik 'n saak tussen lewe en dood, as ek luister na Jesus. Ek wil ons vir ons afsluit met 'n gebed. Dis 'n ou liedboekliedjie wat so die laaste rukkie in my gedagtes herspeel. Miskien vind jy aanklank hierby. Kom ons bid saam. Laat Heer, u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag kry deur geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef dat ander u al meer in my kan sien. Amen.